Shalom en welkom by Mekorot. Ek wil nou 'n oomblik neem om julle almal Shana Tova toe te wens. Dit was 'n geseënde jaar, 'n groot jaar saam met julle by Mekorot en ek hoop julle was deur die hele jaar geseën deur ons Mekorot. Net ter herinnering, as jy geseën is deur die program Mekorot en al ons ander programme aangebied in talle tale, oorweeg asseblief om 'n spesiale geskenk, 'n offergawe en 'n tiende te bring vir Rosh Hashanah en vir daardie dae. Dankie vir jou ondersteuning en vrygewigheid. Hierdie week is ons in Parashat Vayelach. En daar is 'n spesiale verband tussen hierdie parasha en Rosh Hashanah. Jy sien, in die Bybel is Rosh Hashanah onder verskillende name bekend. Yom HaZikaron byvoorbeeld. Dag van herinnering. Maar in rabbynse literatuur staan Rosh Hashanah bekend onder die naam Yom Hadin. Die oordeelsdag. Volgens Joodse tradisie is dit die dag waarop die boeke oopgemaak word en God die hele wêreld oordeel. Wat is die verband tussen hierdie parasha en Rosh Hashanah wat ons sopas onderhou het? Aan die begin van die parasha staan daar: Vayelech Moshe vayedaber hadevorim ha'el elko Israel. Nou is dit interessant want Moses het reeds sy toespraak afgesluit. In die laaste Torah gedeelte verduidelik die Ramat die dinge oor die hemelse ryk en die aardse ryk, oor die maatstaf van liefde, wat die hoogste eienskap van God is. Moses het aan die kinders van Israel beskryf dat daar geen groter eienskap van God is as die eienskap van liefde in daardie laaste dae nie. En dit is baie belangrik vir ons om te verstaan. Alhoewel daar 'n bewoording is, in die laaste weke het hy die seën en die vloeke herhaal. Die fundamentele eienskap van God is 'n eienskap van liefde. En in hierdie week se Torah gedeelte sê hy: Ek is 120 jaar oud. Ek kan julle nie langer dra nie. En dit is iets wat baie belangrik is. Luister na wat die Ramat sê. Die rede hoekom Moses dit sê, is omdat sy liggaam en sy gees nie langer die openbaring wat God aan hom gegee het, kon bevat nie. Moses is 'n profeet en hy sien die toekoms van die kinders van Israel. En God sê vir hom: jy kan nie die Jordaanrivier oorsteek nie. Jy mag nie die Jordaanrivier oorsteek nie. Jy sien, die Hebreëse woord vir Jordaan is die woord Yarden. En hier in die teks word die term Hayarden, die Jordaanrivier, gebruik. Dit is belangrik en betekenisvol vir ons almal om te besef. Die letters van Hayarden in Hebreëus, volgens die Ramat, spel twee woorde. Hayarden, Har, die berg, Dien, die oordeel, die berg van oordeel. Moses, soos Yeshua. Kan nie die Yarden, die berg van oordeel, oorsteek nie, omdat hy agter moet bly sodat hulle kan ingaan. Onthou in Deuteronomium 3 in die parasha, sê hy het bly agter ter wille van julle en hier gebeur dieselfde in die Torah gedeelte vandag. Hy sê hy bly aan die ander kant van die Yarden, die berg van oordeel, Har Hadin. Dit is 'n belangrike herinnering vir ons almal tydens Rosh Hashanah, dat God 'n plaasvervanger voorsien het wat moes agterbly, sodat ons almal kan ingaan. Wat ons vandag moet doen, is om die smart van die Messias te neem wat agterbly en van sy eie mense afgesny is. En gee van vreugde na die hemele te bring. Hou op Sondag, gaan oor en berei die wêreld voor vir die koms van die Messias. Jy sien, Moses sê hier, Adonai Elohecha of Verlefanecha. God gaan voor jou verby. Hy is by jou. Wat het Yeshua ons beloof? Die Gees sal jou nooit verlaat nie. Moses het dieselfde belofte gemaak. Hy sal jou nooit verlaat nie. Onthou dit. Dieselfde geld vandag vir ons. Die Gees gaan voor ons uit terwyl ons oortrek vir verlossing. Moenie dit verwaarloos nie. Dink aan die een wat van sy eie mense afgesny is, Yeshua. Har Hadin. Hy staan voor ons.
Selfs in die oordeelsdag is hy aan jou kant. Mag ons almal ingeskryf word in die Lam se boek van die lewe. Shalom.